Bel is aan. 1 2 3. Daar sy broer en suster, hartlike goeiemôre aan julle almal. Is lekker om julle almal vanoggend hier te sien en op so lekker koue oggend en maar mag die Here se teenwoordigheid elkeen van ons harte vanmôre kom vul met sy teenwoordigheid en sy wonderlike liefde en genade. Goed, kan ek hoor enige besoekers by ons vanoggend? Neem steek gou die hande op. Ek het so 'n paar gesien, Pieter hulle, Frikkie hulle. Ja, ek onthou julle name. Van julle is van die Hervormde Kerk. Ek baie welkom hier vanoggend. Talana hulle, ek het julle gesien. My boetie is hier en my sussie is hier en baie welkom julle. Nog enige besoekers hier van vooraf, van waar ja, Martin ken ek. Wie nog het ek hande gesien? Baie welkom julle van waar Pretoria as ek reg het. Johannesburg, Tannie Ria is 'n dogter. Nog enige besoekers? Daar, van waar is julle? baie welkom. Ons is so dankbaar. Almal is vanmôre hier en ja, geleentheid vir my ook om 'n storie te vertel en ek hoop dat die Here dit ook vanmôre kan gebruik. Baie geluk aan al die paas. Dis Vadersdag vandag. Ek hoop julle is sommer bederf vanmôre met koffie in die bed. En mag dit vir julle sommer 'n besonderse dag wees, wat 'n voorreg om 'n ouer dan ook te kan wees. Dan gaan daar by die deure, gaan daar vir elke pa ietsie uitgedeel word met die uitgaanslag. So neem dan vir jou, as jy 'n pa is, dat jy dan daar sommer ietsie. En dankie ook aan Elise, dit skepende hande. Ek sê altyd helpende hande. Dis ons senior dames, die skepende hande wat vir ons daarmee gehelp het. Aan julle elkeen baie dankie dan ook daarvoor. Goed, ek gaan nou die erediens dan vanoggend so inklerig, soos ek sê, ek gaan net my storie vertel. Ek gaan nie kindermoment wees nie, maar ek wil tog maar vra die kindertjies, julle kan maar laat die tyd vir julle sweetie kom haal hier voor. En dan hoop dit help vir julle ook. Goed, kom ons gaan net gou na ons familienuus toe, dat ons hoor, is daar iemand wat hierdie week 'n huweliksherdenking vier? Van vandag tot Saterdag? Raai, julle is 'n slim gemeente wat nie in die winter getrou het nie. Goed. Kom geniet 'n koppie tee en koffie na die erediens met ons almal saam en dan die jeuggroepe na die diens. En dan sal daar nou eers weer 'n gesinstukkie in die nuwe kwartaal wees, want dis nou ons laaste Sondag wat die kwartaal aanbetref. Nuwe lidmate, ontmoet asseblief. Ek sommer vra as jy iemand is vir Japie of vir Duil, sommer net hier voorkom ontmoet asseblief. En dan vra ek gaan aanhou vra tot ek jong voorsangers kry in die gemeente. Ek is 'n ou wat nie moed opgee nie. So ek gaan ook nie daarmee moet opgee nie, totdat ek iemand kry. Ek sien al die jong mense begin hulle koppe skud, so daar's darm al so bietjie hoop. Ja, vandag biddag vir jeug en kategese. En dan het ons 'n lang lys vir voorbidding. Ek gaan nie almal daar lees nie. U het dit almal daar, het dit op die WhatsApp groep ook ontvang. En dan die verjaarsdae. Vandag Emmy Filter, en Tristan Pretorius, Wensel Sonnekus, Egbert Taljaard, Christa Watermeyer. En dan maandag Leni Botha, Dinsdag Stephanie Oosthuizen en Anne-Marie van Heerden. Woensdag Sonet Fourie en Rian Simon. Vrydag Marie Esterhuizen, Cindy Jacobs, Ina Niehaus, Jan Hendrik van der Merwe. Saterdag Andrei Duil en Japie Chris Groenewald en ook JP van der Merwe. Mag dit vir julle 'n wonderlike en 'n geseënde nuwe lewensjaar wees. Dit is al wat ons familienuus betref. Ek wil dan vra dat ons vir 'n paar oomblikke dan net voor die Here sal stil word. Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker word om my. Met U hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur te hoog nie. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm my. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots. Amen. Broer en suster in die Here Jesus, genade vir julle en vrede. Dit kom van God ons Vader en die Here Jesus Christus, alles moontlik gemaak deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here, baie bekende lied 464, daarvan die eerste en ook die derde vers. O Heer my God, as ek in eerbied wonder
al u werke elke dag aanskou, ook vers 3, u seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom ons sing dit tot eer van die Here uit ons hart uit. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my Redder en my God. O groot is u, o groot is u. Wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, en grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. O groot is u, o groot is u. Wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, en grote naam. Kom ons raak stil, dan bid ons net saam. Here en Hemelse Vader, u naam is die naam op die hele aarde en in die hemel, wat geëer en geprys moet word, omdat u 'n God van genade en liefde in oorvloed is. Vanoggend is ons saam, Here, ook as 'n gemeente, vriende in die Here Jesus, om ook hier 'n ontmoeting met u te hê, en hiervandaan weg te gaan met moed en krag en hoop. En dankie Here vir 'n geleentheid wat ons elke dag het om in u teenwoordigheid te lewe. Baie dankie Vader dat u ons gekoop het met u bloed. Dankie dat ons in u kan glo en dankie dat u liefde ons elke dag, Here, kom toevou. Ja Here, soms is dit so dat ons lewe nie getuig van dit wat u vir ons gegee het nie. Nie getuig van u wonderlike naam en die genade wat deur u en deur Jesus in ons lewe sigbaar is nie. Kom ons dan nou vanmôre, Here, en ons vra, maak ons bewus van die heilige teenwoordigheid. Laat ons juig soos ons sopas gesing het oor u wonderlike naam en u werke. Baie dankie Vader dat u getrou is en dat ons ook vanmôre in u teenwoordigheid kan kom stil word. In Jesus se naam bid ons dit met dankbaarheid. Amen. Ons het gaan later 'n stukkie met u deel en ek gaan vanoggend so 'n bietjie met 'n konteks met u begin as ek my storie vertel en u moet nou maar bietjie rustig wees. Ek het alles op skrif voor my want ek wou dit graag struktureer. Anderser gaan ek 'n klomp goed uitlaat. Verlede jaar toe ek in die gemeente gekom het die kerkraad al vir my gevra wanneer ek my storie gaan vertel. Want hulle is bewus van my storie omdat dit in my CV was
toe ek aansoek gedoen het vir die pos. En ek toe gevoel het, maar ek is te kort in die gemeente. Ek gaan nie my storie nou vertel nie. Ek gaan maar bietjie wag. Nou ja, dit is nou omtrent 40 jaar terug wat ek die ongeluk gehad het. Dit was laasweek, die 10de Junie was dit presies 40 jaar gelede. En toe het ek gevoel, maar dis dalk nou die tyd, omdat dit rondom die 40 jaar is, dat ek dalk nou maar vanmôre my storie met die gemeente kan deel. En ek het nogal die laaste tyd baie daaroor nagedink, en ek het vir Loretta gesê, ek kry dit net nie uit my gedagtes uit nie. Dalk is dit hierdie, ek wil nou nie sê 'n magiese ding rondom die 40 nie, maar rondom die 40 jaar het toe nou maar iets binne in my hart kom losmaak, en ek deel dit dan graag vandag met u. En ek hoop regtig dat dit vir jou vanmôre betekenisvol gaan wees. Dis my droom vanmôre dat ek en jy hier gaan uitstap en dat dit nie oor Martin gaan nie of oor dit wat met hom gebeur het nie, maar dat dit oor God gaan. Ekskuus, dit kan dalk gebeur vanmôre. Soos ek gesê het, ek is tog 'n bietjie senuweeagtig. So dis my lewensstorie, en ek dink elkeen van ons het 'n lewensstorie om te vertel. So dan gaan dit nou nie hier oor wie se lewensstorie nou die meeste impak gehad het, of wie se lewensstorie nou die langste of kortste of beste of grootste is nie. Dit gaan vanmôre oor wat kan ek en jy daaruit leer. En ek wil hê jy moet daarop konsentreer, dat jy vir my wat hier staan totaal en al uit die pad uit kry wanneer ek dit gaan vertel. En ek gaan doeteenvoudig vir u vertel wat gebeur het. Ek gaan my ervarings met u deel, gaan my pad met die Here met my gestap het met u deel, en ons gaan na huis toe. So broers, hoe gaan ek dit vanmôre struktureer? Ek gaan doeteenvoudig vertel wat gebeur het. Dan gaan ek vir u vertel wat die draaipunt was in my lewe. Ek gaan myself nou bymekaar kry, gee my net kans. En dan gaan ek vir jou help om ook in jou trauma en in jou teëspoed en in jou moeilikheid waarmee jy sukkel, dan vanmôre 'n beter uitkyk op God te hê en 'n beter uitkyk op die lewe te hê. Nou broers, ek is nie 'n sielkundige nie. Ek gaan nie die sielkundige kant hiervan aanraak nie. Ek weet die sielkundiges, of pastorale sielkundiges, wanneer hulle oor traumatiese goed binne in 'n mens se lewe praat, dan hanteer hulle jou konteks, hulle hanteer die sielkundige kant, hulle hanteer jou liggaamlike kant. Maar ons wat nou 'n bietjie anderster daaroor dink, bring die woord van die Here daarby. En dis my hele doelstelling om vanoggend met my ervarings en alles vanuit die skrif uit vir u te kan wys wat het ek geleer, maar ook dan uit die skrif uit vir u te help, hoe gaan u hiervandaan gaan u huis toe gaan. Nou broers, dit is moeilike goed hierdie. Ek het nie vanmôre 'n klinkklare antwoorde nie. Ek kom nie vanoggend om vir u te sê dit is hoe dit is en moet wees nie. Ek gaan doeteenvoudig vir u vertel wat ek geleer het. Doeteenvoudig vir u vertel wat ek uit die woord van die Here uit geleer het. Nou broer en suster, hoekom ek vir jou hiermee wil help is, want ek weet, baie van julle sit met baie traumas binne in julle lewe, en daar gaan dalk 10 teen 1 nog 'n dag kom, wat die appelkar so bietjie onder, of jy mat onder jou uitgeruk word, of die appelkar op die ou end 'n bietjie omgegooi word. Want ek sê vir u vanmôre hierdie dinge, want elkeen van ons dink anderster oor traumatiese gebeure in ons lewens. Ek het ook so gedink. As 'n jong man het ek onthou baie goed. Ek het dit eintlik nie ingewerk nie, ek wou dit nie vertel het nie, maar ek gaan dit nou vertel. My pa het altyd inkopies gaan doen op Standerton by die OK. En in die deur het altyd hierdie posbussies gestaan waar jy geldjie moes ingooi vir behoeftiges, en die poppie was 'n meisie met 'n kunsbeen. Nooit gedink, Martin, jy gaan ook so lykie. Gaan ook met jou gebeur nie. En toe gebeur dit. En ek het ook maar gedink, Here, dit gebeur met ander mense. Ou het gedink soos die Fariseërs en die sondaar. Here, dankie dat dit nie soos daai ander persoon is nie. Dankie Here dat dit nie met my gebeur nie. Maar broers, ons is nie gevrywaar van trauma in hierdie lewe nie. Nee, ek of jy kan vanmôre hier sit en sê, omdat ek in die Here glo, sal dit nooit met my gebeur nie. Ek sal nie met 'n kunsbeen loop nie. Dis ander mense se lewe. Ek sal nie siek word nie. Dit sal nie met my gebeur nie. Broers,
As ek aan hierdie goed terugdink, dan lyk dit vir my, Martin, jy het 'n geestelike arrogansie gehad. Om te dink dit gebeur met ander mense. Nie met jou nie. Met ander mense. Tot op 'n dag dat die mat onder 'n ou uitgetrek word. Jy met jou gesig soos Paulus in die stof val. En nie weet hoekom nie. Voorsitter, ek praat vanmôre van fisiese goed. Siektes, traumatiese ervarings, ongelukke, verliese, erge goed wat ons dink gebeur met ander mense en jy en ek is gevrywaar daarvan. Hoe reageer mense? Baie van julle wat dalk al ook deur baie traumas in julle lewe is, kan sê, Here, ek word kwaad vir God hieroor. Here, ek is kwaad vir die ou wat dit veroorsaak het wat dit aan my gedoen het. Here, ek verstaan nie hierdie goed nie. Ander mense aanvaar dit maklik. Ander mense kom nooit daaroor nie. Ander mense sukkel regtig want hulle verwyd God daaroor en dink maar dis God se straf op my daaroor. Broers, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Jy moet tog asseblief net nooit so dink nie. Kom ek vertel vir julle my verhaal. Van kleins af wou ek 'n dominee word. Van laerskool af. Ek was hier op Perkop in die laerskool. En ekskuus Karina, as dit jy wat daar agter sit. Ja. Ek bly jy's hier vanmôre. Ons het mekaar ook 40 jaar laas gesien. Sy was ook op Perkop in die laerskool. Haar ma en haar pa het ek baie gedoen. Josef en tannie Katrina. Ja, ek wie sit langs jou? Johan, jou genade. Johan Erasmus hulle. Kan jy dit oorvertel? Ekskuus, my oog het jou gevang. Toe weet ek dit is julle wat daar sit. Goed, ek vertel vir julle my storie. Van kleins af het ek die behoefte gehad om 'n dominee te word. Maar soos wat jy nou weet, is 'n ou se lewenspad, is 'n ou nou nie seker daaroor nie. Jy weet nie of dit gaan gebeur nie. Ek het altyd hierdie groot droom gehad. Ek gaan Bloemfontein toe. Ek gaan daar studeer en ek het 1 jaar het ek so voor die universiteit verby gery en gesê never. Die plek gaan my nie sien nie. Want ek is nie 'n ou vir boeke nie. Ek hou nie altyd van boeke nie. Dis 'n straf om te studeer. So dit was 'n moeilike ding. Was nie lus daarvoor nie. En ek het gesê, ag, ek sal maar nog sien of hierdie goed gaan realiseer. En min geweet wat vir my voorlê. Min geweet hoe die Here gaan roep. Min geweet wat vir my en my familie voorlê. Nou broers, ek gaan vanmôre begin om vir u in 13 jaar het daar goed in my lewe gebeur, nie net in my lewe en in my gesin, ons familie se lewe. Ek gaan begin 1983. Dit kan dalk 84 wees, ek is nie seker nie. Ek dink ek was standaard 8, standaard 9, kom roep hulle my uit die klas uit, jou pa het 'n hartaanval gehad, hy's op pad Pretoria toe. Wat weet ons van hartaanvalle af? Weet daarvan niks nie. Het gebeur met ander mense. My pa is op pad, hy het by die dood omgedraai en later, lang storie kort te maak, die nuus later, hy moet 'n hartomleining kry. Wie kry hartomleinings? Ander mense, nie ons nie. Vrees dat hy gaan doodgaan. Maar hy het 'n hartomleining gehad en die Here het hom nog so 7 jaar gespaar. Daarna, 1985 was ek matriek. Toe gebeur daar 'n stupid ding met my. Ek gee my rekeningkunde vraestel in en ek hou my antwoordblad. Ek kom dit 2 weke later agter. So wat het gebeur? Ek moes my matriek oordoen om 'n universiteitsvrystelling te kry want ek het dit toe nou op die ou end nie gemaak nie. So 83, my pa se hartaanval 85. Geweldige ding wat ek moes ervaar om my matriek oor te doen. Wat 'n vernedering, 'n gemors met my lewe. En dan uiteindelik 1986 is ek terug skool toe. Maar ek is nie die 8de Januarie terug skool toe wat die skool begin het nie. Ek moes eers vir my lisensie gaan. So ek is eers die 9de Januarie terug skool toe. So die skool kan nou maar eers wag. Ek gaan nou eers my lisensie kry. En toe in sien onthou ek datums, 8 Januarie 1986 het ek my lisensie gekry as julle ooit wonder daaroor. 1986 gebeur die groot trauma in my lewe, 40 jaar terug, waar ek 'n landmyn aftrap op ons plaas hier op Volksrus. Ek het vir die foto's daar. Ek gaan gou saam met u deur elke ene van hulle net gaan duil. Die eerste een staan daar OB 35166, was my swaarste bakkie. Gaan nou vir u die storie vertel. Tweede foto duil. Dis waar ek gesit het, hier in die linkerkant sien jy die stuurwiel uit my reg in die gesig getref. Derde foto duil. Dis waar uit ek kom vir die wat nou altyd gewonder het hoekom ek met 'n kunsbeen loop, dis die rede.
Is 'n Ford bakkie. So jy moet tog net nooit 'n Ford bakkie koop nie. Hy kan nie 'n landmyn hanteer nie, maar ek kan. Ek hier staan ek. Dis lekker om daaroor te spot baie keer broers, want dit is deel van 'n ou se terapie ook, né? Goed, daar's nog 'n foto. Ek hier volgende een duil. Daar's die rim voor. Onthou my voet was so entjie van daai landmyn af. Dit was die regter voor dit hom ver weg daarvan af het hom in 'n boom gekry. En dan is maar net nog een fotootjie daarna. Broers, ek was op pad skool toe daai môre, my tweede matriekjaar, was my swaarste bakkie, dis hoekom dit 'n OB registrasienommer was. Hy was van Valskermbataljon, hy en my sussie was verloof en hy het plaas toe gekom om te herstel. En daai oggend, omdat dit 'n mooi bakkie was, hy het 17000 km opgehaal, splinternuut. Ek gaan nou skool toe met daai bakkie vanmôre. Gaan 'n bietjie brek by die skool. Ek gaan nou en ek ry daai oggend met hom en nou ja, was my pa se gewoonte, die van julle wat ons weet waar ons gebly het, 3 km uit Volksrus uit op pad Bakkerstroom toe. My pa het maar altyd die behoefte of die gewoonte gehad, dan kyk hy my agterna tot ek op die teerpad verdwyn. En nou ja, en ek het hom gegroet en ek het gery en daarna is dit 'n blank. Die John Rolf noodhelikopter het my op Volksrus kom haal. Jy kan maar daai foto nou opsit. Dis die 11 Junie 1986 se foto van die beeld. My ma het vir my al daai koerantberigte gebeere. En so hy het my kom haal en ek is na die ou Johannesburg Hospitaal toe. In Johannesburg en eers 2-3 dae later het ek wakker geword in die hospitaal. Nie geweet wat gebeur het nie. Nou broers, het er net so 'n bietjie kort oor my beserings. Nou ja, soos julle wat julle almal nou weet en die wat dit nou nog nie weet nie, dat ek loop met 'n kunsbeen. En ek het my regterbeen verloor. Ek het nou duidelik kan die foto's maar opsit. Dis my skoen. Dis die skoen wat ek aangehad het aan my regtervoet die oggend. Hier's hy. Hy's nog pikswart van die landmyn se roete en alles. Daar het julle hom op die skerm. My oom het hom vir my gebeere vir 40 jaar. Hy het hom laas jaar vir my Ermelo toe gestuur. So het ek hom vir die eerste keer regtig onder oë gehad ook. Dit was nogal 'n emosionele dag toe hy die ding vir my aflewer. Maar in elk geval, broers, my linkerbeen gebreek, my linkerhak vergrys, my enkel gebreek, diep snywonde, my regterarm op 3 plekke gebreek, skedelbreek, kakebeen gebreek, snywonde, brandwonde, asemhalingsprobleme. En dan die hospitaalervarings kan ek vir u baie oor vertel. Ek gaan dit nie doen nie. Ek het geen hospitaalfoto's nie, want my pa het die media uit my ICU kamer uitgehou. Hy het gesê julle stuur nie so 'n foto die wêreld in nie. So die enigste foto was daai een wat in die beeld was wat ek ooit het van die trauma. Ek was so 7 dae in ICU tot my pa langs my kom staan het en my gesê het, Martin, jou been is weggeneem, maar die Here het jou lewe gespaar. Hy het dit vir my kom sê, ek het dit nie besef nie. Ek het nie besef wat gebeur. Ek weet nie hoekom ek in die hospitaal is. Kommunikasie was nogal 'n probleem. Nou ja, daar het ek 'n paar briefietjies daarop. Jy sien nie daarbo. Told my family to come, dat ek Engels deurgekom het, was ook seker maar net genade. So ek moes net om te kommunikeer, moes ek met my linkerhand skryf. En my ma en my pa was moedeloos met my omdat hulle nie kan rakke kwaad want hulle kan nie lees wat ek skryf nie. En hieronder sien jy daar, hulle moet die dokters roep. Dit is 'n r daai, hoor. Dis nie 'n p wat daar voor daai een staan nie. Goed, die gebeure in die hospitaal, in die trauma eenheid, hospitaalgeleide, bloedtrek, bedwas, wonde verbind, al die trauma daarmee saam. 23 dae later is ek huis toe. Daar's die foto wat julle het op my ontslagdag, jy kan hom maar vir ons opsit. Ja, dis die enigste foto daai in die hospitaal wat ek saam met my ma en my pa het. Toe ek huis toe was, goed, by die huis, broers en susters, die aankoms die dag, toe het my ouers nou nie die bakkie, die foto wat julle gesien het, verwyder nie. Dit was deel van my terapie ook om hom te sien. Ek het eers gedink, want die ding se wiel is net af, of hulle kan hom regmaak, en ek het hoeveel keer gevra het hulle die bakkie al reggemaak. Ek was nou, maak reg die ding, man. Hoekom kan julle hom nie regmaak? Ek kyk nou net daar, hulle wil hom nie regmaak nie. By die huis gekom,
en het dit gesien en my wonde verpleeg deur Suster Heila de Plooy. Sy bly nog steeds op Volkshuis. Tannie Heila, ek dink sy kyk dalk vanoggend. Sy nie, sy is dalk hier nie. Tannie Heila, as jy dan weer kom weer eens, dankie daarvoor. Daarna vele operasies ondergaan, en my arm seker ook omtrent 10, 12 operasies om alles nou weer reg te kry, in plek te kry. En die arm weer gebreek met die krikke se loop weer 'n operasie. In elk geval, maar ek gaan nie verder daarop uitbrei nie. Broer en suster, die gevolg was 5 maande in 'n rolstoel. 'n Tyd van worsteling. Ek was 18 jaar oud. Jong man wat fiks was en rugby gespeel het. En skielik word 'n ou se lewe op hierdie stadium verwoes. Aktief, ek het nie een oomblik stil gesit nie. My laaste rugbywedstryd het ek in Ermelo gespeel. Die 7de Junie 1986, die rugbyveld reg agter die hoofpaviljoen, ek dink is 'n hokkieveld, nou daar het so ry bome gestaan. Dit was my laaste rugbywedstryd. Ons het nog vir Ermelo gewen daai dag. Was die eerste wedstryd wat ons vir Ermelo gewen het daai dag. Maar ek het vir die 3de span gespeel, daai span wat nie ge-worry het of wen ons of maar nou ja, so dit was my hoogtepunt in Ermelo daai tyd. Nou broer en suster, skielik was daar niks oor vir my nie. Absoluut niks. My lewe het gaan stil staan. Kom terug by die huis. Sit op die stoep, die media, dink ons nog die rekorder op Volkshuis wat daai foto geneem het. Ek bepeins oor alles en 'n ou weet nie hoe moet jy dit hanteer nie. Jy weet nie wat gaan gebeur nie. Jy weet nie hoe lyk jou lewe vorentoe nie. Ek dink ek het op daai stadium enigstens het 'n ou regtig positief, realisties gedink. Jy was vasgevang en wiplank gery deur 'n klomp emosies. Alles wou nie herstel nie. My been wat gebreek het, wou nie aangroei nie. Elke Vrydagoggend, ons terug Johannesburg toe, na die dokter toe en dan het hy plate geneem, kom volgende Vrydag terug. So het dit vir 5 maande aangegaan. Tot my pa later gevoel het tot hier toe nie verder nie. Ons kry 'n tweede opinie. En ons gaan na dokter Johan van Reen in die Brenthurst Kliniek in Johannesburg. Hy sê vir my, jou been gaan nooit aangroei nie, want die been is nie bymekaar nie. Hy sit 'n pen in en die pen is vandag nog daarin. Plate uitgehaal en ek kon 'n kunsbeen kry na 5 maande in 'n rolstoel. 9 dae later na daai operasie staan ek vir die eerste keer op en moes van voor af leer loop. Toe broers en susters, die pad van vergifnis. Hoekom 'n pad van vergifnis? Dit gaan oor die persone wat die landmyn geplant het. Die veiligheidspolisie het die manne gearresteer. Was ANC-lede. Ek gaan nou vir u vertel, later vir u vertel waar dit vandaan kom. Na hulle die manne gevang het, moes ek die plek gaan uitwys het, daar waar hulle die myn geplant het, van Bloemfontein af, Volksrus toe. En ek het die 3 manne wat die landmyn geplant het, in die gesig gestaar, so, ek kon hom 'n klap gegee het as ek wou. Vertel vir almal, dalk moes ek. Dat ek dalk net beter gevoel op daai stadium. Ek word gekonfronteer met vergifnis. Word gekonfronteer met die realiteit. Om hierdie mense in die gesig te kan staar. Want jy sit met woede. Jy sit met opstandigheid. Jy worstel met rasisme. Jy worstel met vergifnis. Here, hoe? Maar dan die rol van my pa. Dis sy woorde. Martin, ons kan nie die mens haat nie, maar ons kan die daad haat. Broers, ek kan nie vanoggend jou huis toe stuur as ons nie iets gesê het oor vergifnis nie. Daar's nie perke aan vergifnis nie. Ons wat baie keer op die punt kom en sê, ek sal nooit in my lewe vergewe nie. Wat het Christus met ons gedoen? En hierdie gedagtes het my pa my mee gehelp. Die Here Jesus het aan die kruis gesterf, sodat ons wat sondig was, ons vergewe kon word. Erger dinge met Jesus gedoen, as wat ANC terroriste aan my gedoen het, en my gesin gedoen het.
Ons moes vergewe. Ons moes verstaan wat Jesus gedoen het. Ek kon ook my storie daardie tyd op 'n eenvoudige manier inperk op gemeente. Het my op 'n stadium gevra kom vertel dit, maar dit was ek baie vaag. Broers, dit is 'n moeilike pad wat ons moet stap. En as jy vandag in hierdie kerkgebou sit en vergifnis nog nie verstaan nie, dan moet jy maar net weer na die kruis van Jesus gaan kyk. Dan sien jy dat hy daar gehang het vir jou en vir my. En dat jy enige persoon, vir enige iets in jou lewe, het sy nou, het sy ook wat kom. Maar die streep moet trek om te sê ek sal vergewe, ongeag of jy 'n slagoffer is. Ongeag of jy skuld het daaraan. Vergifnis kom van Christus af. En dis 'n moeilike pad om te loop. Dis die pad wat ek moes stap. Maar tog het ek opgestaan, ek het weer begin loop. Met krikke, later met 1 krik, jaar of 2 daarna normaal. Dan moet jy ook onthou, kunsbene daai tyd was nie soos vandag sin nie, wat jy sommer net, ek dink aan Lodewyk nou met sy kunsbeen, sommer tjoef-tjaf opgestaan. Ek kon nie. Want dit was ou tegnologie, anderster tegnologie. Maar nou ja, toe breek die gebeure aan 1987, volgende gebeure in my lewe. Ek gaan Koffsies toe. Ek word 'n Vrystater. Ek het nie matriek geskryf toe nou weer daai jaar nie, het op my maartmaand punte gegaan en ek het matriek gekry, soos in Mahala toe. Nie een van julle kan dit sê nie. Maar onthou ek het my suffering gehad die jaar voor dit. So ek het my share gehad. In hierdie broers hierdie gebeure, die bevestiging van Martin, jy sal Bloemfontein toe gaan. Al die ander deure was toe. Ek word 'n Koffsie. My hart behoort aan die Here, maar my bloed is oranje. Ek word 'n Vrystater en hy's nog steeds oranje. Waar's oom Gert? Is hy nie hier vanmôre nie? Oom Gert Wessels, want hy nou opgespring en haleluja geskree. Broers, ja, daar's so 'n bietjie 'n draaipunt in my lewe, die bevestiging van Martin gaan swat vir 'n dominee. Skryf in 87 in Bloemfontein. 87, 'n mooi jaar, 'n beginjaar vir my. Maar dit is alles van korte duur. 18 Augustus 1987 tref of 'n volgende ding ons familie. Die groot K, kanker. My ma. Sy is 44 jaar oud gewees. Sy word gediagnoseer met kanker in 'n operasie in Newcastle op 18 Augustus. Ek onthou die datum baie goed. Gaan nie lank hierop uitbrei nie. Die pad van chemo, die pad van pyn, fisiese pyn, sy het baie pyn gehad. Die pad van hartseer, die pad van teleurstelling. Jy's nog steeds besig om een ding te verwerk, dan kom die volgende ding. Die impak van die landmyn en my ma se kanker, van die gebeure op my pa se boerdery, was net te veel. Die fisiese skade, die emosionele skade. begin 88 tref die volgende trauma ons. My pa verloor sy boerdery. Hy word insolvent verklaar. Daar's niks oor nie. Daar bly niks oor nie. Ek is in Bloemfontein, eerstejaars student. My pa kon my nie help nie. Ek moet swat. Later het my pa toe nou werk gekry in Pietersburg by Karoo Oes, sommer hier naby. Maar tog een ou ligpuntjie, ek ontmoet my girl daai jaar. Intussen eerste jaar of tweede jaar op universiteit, 21 Maart 88, my ma se kanker was 87, ek dink ek het verkeerd gepraat. Nee, ek het reg gesê. 21 Maart 88 sterf my ma op 45 jarige ouderdom. Ek het nie ouers, ek het net my pa oor. En hy het nie werk nie. Weer traumaties, my pa verloor sy werk by Karoo Oes in Pietersburg. Van 'n suksesvolle boer tot insolventskap, tot die bestuurder van 'n meubelwinkel. Maar steeds doen hy dit met trots.
met respek, met geloof. My lewe verder, broer en suster, was maar nie lekker op waarsity toe daai tyd nie, weet ek moes swat, ek het nie geld nie. Loretta het darm die pot aan die kook gehou. Ek het bus bestuur in Bloemfontein, die stadsbusse. So ek ken Bloemfontein van hoek tot kant, elke straatlig, elke gat, elke boom. Want ons het daar gery. Maar broer en suster, en die ander wonderlike ding wat toe nou daai die ligpunt binne in daai tyd, ek en Loretta trou op 15 Desember 1990. So daarom nog 'n ligpuntjie daar binne, maar terug in Bloemfontein. Skuld ek die bankgeld. Daai tyd omtrent R30.000. Strak baie geld. En ek gaan dit nou maar terwille van myself op 'n komiese manier vertel in Madeleine en Kenneth, want die ou wat daarbey betrokke was, Savan was venter. So julle moet dit nou maar verskoon vanmôre. Nou ja, die volgende trauma wat ons toe tref is 1 Mei 1993. Sterf my pa van 'n hartaanval in Kroonstad. Ons was die aand in Kroonstad by my sussie, lekker Loretta ry Bloemfontein, Kroonstad, ons braai lekker snoepie aan saam met my swaar. Venter verstaan mekaar nie. Want Venter is die bankbestuurder by studentelenings by Volkskas Bank en hy wil hê ek moet die rente betaal, maar ek het dit nie. En hy sien nie rede in nie. So ek en Venter was nie op baie goeie en ek sê dit met alle respek, hoor. Ek en hy was nou nie daar op baie goeie voet nie. En daai aand by die vuur staan ek en my pa alleen. Sy woorde was: Martin, die Here sal voorsien. Ek tog eers die pa. Hoe kan die Here nou hierin voorsien? Ons moet dit betaal. Hy het nie werk nie. Of hy werk by 'n meubelwinkel, hy moet maar net die huis, die pot aan die kook hou. 4 ure later sterf my pa aan 'n hartaanval. 4 ure later, hy selfe aan. Nou is my moeilikheid so groot. Begrafnis, reël begrafnis in Pietersburg, net aan die ander kant. En ek en my broer en my 2 swaars, ons besig om die graf toe te gooi. Hier roep 'n ou my. Dis my pa se werkgewer. Was 'n Nel persoon van Pongola. Hy het 'n klomp meubelwinkels gehad. Hy sê vir my, ek weet alles van jou. Hy sê ek weet van jou R30.000 studieskuld. Hy sê moenie worry nie, ek het 'n polis op jou pa se lewe uitgeneem. Jy sal dit maandag gaan betaal. Venter, hier kom ek met 'n cheque. Ek weet nie wie daai maandagmôre die breedste geglimlag het nie, hy of ek. Broer en suster, my vraag is, hoe moes my pa sy lewe gee dat ek vry kon kom van studieskuld? My pa se woorde: vandag die Here voorsien. Verstaan dit nie. My studies wou nie vlot loop nie. Loretta het ek gesê, hou die pot aan die kook. Ons besluit toe nog 'n ligpuntjie in ons lewe, ons gaan vandag sê die jong mense ons gaan swanger raak. Toe raak ons swanger. Dus Johannes, daar sit my seun, hy's uit 1994 het ons ryker geword met 'n seun. Maar hy was ook baie sieklik toe hy gebore is, koliek gehad. Hy het vir 2 jaar maar swaar gegaan. Loretta het maar min geslaap. Johannes, weet is jou skuld nie. Maar hy haal nou in wat hy verloor het. Daai slaap wat hy daai tyd verloor het. Broer en suster, en ek bel 'n mentor van my, Dominee Barry Wentworth van Bloemfontein. Ek sê, Barry, ek's klaar. Ek stop vandag. Ek het ding amper ek het vir hom sê, "Deil met die bediening. Kan nie meer hier. Call it a day. Skop my studies op. Ek het nie moed nie. Ek het nie krag nie." Ou Barry was my mentor. Hy's ook dood op 35 jaar aan kanker. En hy sê vir my, Martin, skop uit. Dis ontspan. Ek ontspan. Ek doen vir 6 maande niks. Maar ek het spyt toe nou. Volgende jaar skryf ek in. Ek het 2 vakke gekort vir my BA. Sielkunde en Hebreëus.
Hebreëus. Hou nog steeds vandag nie van Hebreëus nie. Begin in 1996 met my BTA, my teologiegraad. Maak dit klaar. Einde 98 word ek gelegitimeer. Maar ek moet hierdie vir u vertel. Ek verstaan nog nie hoekom alles moes gebeur het nie. Ek verstaan nie die landmyn nie. Kry oproep. Dis nou so 'n bietjie later, ek spring nou so 'n bietjie hier in 1996 van professor Piet Meyring. Ek het hom nog nooit ontmoet nie. Ek hoop ek gaan hom ontmoet nou by die synode wat Oktober maand is. Hy sê vir my, Martin, wil jy nie voor die Waarheids- en Versoeningskommissie kom getuig nie? Ek sê nee prof, ek gaan nie. Hy sê hoekom nie? Ek sê want hy gaan al die ou koeie uit die sloot uitgrawe. Hy sê vir my, Martin, asseblief, jy moet nie so daaraan dink nie. Hy sê die Waarheids- en Versoeningskommissie kom juis ou koeie uit die sloot uitgrawe, maar ek wil hê jy moet iets anders doen. Toe sê ek vir hom, prof, op een voorwaarde, ek sal as ek oor Christus kan getuig, sal ek gaan getuig. Anderster los ek dit, want as dit nie die moeite werd nie, sê vir my right, sharp. Ek kan nie onthou wanneer dit was, die 96, 7, wat die Waarheidsversoeningskommissie was hier van 96 tot 98 iewers. Hier op Belfort was 'n subkommissie, ek het voor hulle verskyn. En daar, en miskien moet ek net dit vir u vertel. Toe die voorsitter van daai kommissie gesê die blanke Afrikaans sprekende boere was die teikengroep vir die ANC in die apartheidsjare. So daar gaan die lig vir my op waar dit vandaan kom. En die heel eerste persoon of die persoon wat opdrag gegee het om die landmyne op die plase te plant was Joe Modise. Heel eerste minister van verdediging in die nuwe Suid-Afrika. Hulle het die opdragte gegee. En hy het sy onderdane gehad en is daai 3 onderdane wat ek toe met eie oë gesien het, toe ek die plek gaan uitwys het op Volksrus. Soos ek reeds gesê het, laaste 3 jaar my studies goed gegaan. Ek kry 2 beroepe. Multino en Bissiesvlei. Nou julle sal al weet waar is Bissiesvlei, maar weet nie of julle weet waar Multino is nie. Multino is in die Oos-Kaap, daar waar ouma beskuit gebak word. En ja, ouma beskuit word nie in Johannesburg gebak nie, word op Multino gebak. Maar in elk geval, broer en suster, en dit is my lewe. Wat het my staande gehou in hierdie proses? Die mooi ding om te sê vanmôre is dat God se genade jou staande gehou het. Dis die regte ding om te sê. Maar dit kan partykeer 'n klise begin raak, maar broers en susters, kyk ek vandag terug, dan moet 'n ou sê jy het vasgehou aan die beloftes van die Here. Teksgedeeltes wat my geraak het, Psalm 94, as die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker maar my tuiste. Toe ek gedink het my voete gly het, die troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met onrus in my binneste gesit het, het U vertroosting my tot rus gebring. Jesaja 43, as jy deur diep water moet gaan en so meer. Vanoggend wil ek vir jou sê, broer en suster, dit maak nie saak wat met ons hier op aarde gebeur nie, daar's iets wat ek en jy regtig moet verstaan. En dit is dat ons leef in 'n stikkende wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat jou as Christen nie goedgesind is nie. Kom ons sê dit maar vir mekaar vanoggend. Christus het nie gekom om die stikkindheid van hierdie wêreld te verwyder nie. Hy het die skuld van die sonde kom betaal. Dit beteken ek en jy gaan op situasies beleef waar die mat onder jou uitgetrek gaan word. Jy kan op jou gesig val, jy kan snaakse goed ervaar, jy kan traumatiese dinge beleef. Ons is nie gevrywaar van trauma nie. Ek moes dit besef. Geen mens is gevrywaar daarvan, maar wat het ons gehad? Wat het ons familie gehad in hierdie tyd? Wat het ek aan vasgehou? Daar's 'n God wat beloof, ek sal saam met jou stap. Daar's 'n God wat sê ek sal jou hand vat wanneer dit met jou sleg gaan. My broer en suster, God was daar, hy het wonde genees fisies, emosioneel. Dink maar aan Paulus ook, wat met sy seerkry geworstel het. Maar gebeur hierdie goed met 'n mens, dan dink jy altyd dis sinneloos. Hoekom het dit gebeur? 18 jaar oud, my word deur 'n landmyn in die lug ingeblaas. Wat is die sin daarvan? Hoekom? Here, ek dien U dan. Here, ek gaan teologie swat. Gaan 'n dominee word, maar U blaas my die lug in. Hoe verstaan 'n mens hierdie goed? Een ding vandag, broer en suster, wil ek vir jou kom sê,
en ek het dit nou die dag weer nogal 'n dominee kollega van my wat dit op 'n stadium gesê het en die Here moet my anders oortuig. God bring die goed oor jou pad. Twak, ek glo dit nie. Die Here sal nie 'n landmyn laat stel om sy kinders op te blaas nie. Daar's ander redes daarvoor wat ons op 'n ander dag oor kan praat. Wat ons wel kon sê is dat ek die slagoffer was van menslike keuses. Slagoffer was van iemand wat die Here nie geken het nie. Van iemand wat haat gehad het, van iemand wat wrok gehad het. Maar die Here gebruik dit. En dit moet ons vanmôre hoor. Daarom moet ek en jy vandag mooi verstaan, broers en susters. Traumatiese ervaring mag net nooit negatief wees nie. Traumatiese ervaring mag net nooit negatief wees nie. My vraag, Here, waarom 13 jaar net moeilikheid? Waarom 13 jaar net trauma in ons lewe? Alles, hartaanvalle, kanker, dood van my ouers, studieskuld, landmynontploffing, finansiële moeilikheid. En toe kom die draaipunt. Ek aanvaar die beroep Multino toe. Ek gaan nie eers op vakansie hou, ek en Loretta, ons sê ons gaan Jeffreys Bay toe. Ek het 'n nommer gekry en nou moet jy verstaan, ek kan dit nie as toeval beskou nie. Ons kom uit by 'n oomie met die naam van oom Attie Beetge. Oom Attie Beetge was 'n dominee in Pretoria vir later, het afgetree en hy het gaan aftree in Jeffreys Bay. Ek weet nie of leef oom Attie nou nie, ek twyfel of oom Attie nog lewe. Maar oom Attie skryf huisbesoekkaartjies vir dominees. Ek het hom nou nie uitgehaal. En ek dog toe nou genade, dit is nou seker die ideale ding wat gebeur en ek bestel toe nou sommer vir my 'n klompie daarvan. En een van hulle wat ek oorhou, hier's hy. Hy lê al 26 jaar in my Bybel. Daar lees ek raak. Eksodus 13 vers 18. Die Here het die volk met 'n ompad laat gaan met 'n ompad en daar's 3 woorde. Duil, jy kan hulle maar op die skerm vir my sit. Martin, hoekom het hierdie goed met jou gebeur? Was 'n ontmoetingspad met God. Was 'n ontdekkingspad, dit was 'n suiweringspad. Broers, dit was vir my in my persoonlike lewe 'n rypword proses. Dat hierdie ou wat hier staan eers moet weet, ek moet die Here dalk nog eers op 'n dieper manier iewers langs die pad ontmoet. Dalk wou die Here my gesuiwer het, miskien van vergifnis, miskien van jouself, miskien van iets anderster, miskien van verhoudings, wat dit ook al wees, maar dan het daai woord vir my gesê, was 'n ontdekkingspad. Ek moes God ontdek ook weer. En ek moes my roeping ontdek. Ek moes ontdek weer, Martin, jy sal jou studies klaarmaak. Kamelo Ayoter sal dit klaarmaak. Al die gebeure het my laat besef, broer en suster, dat die Here ompaaie met 'n mens loop, want Eksodus 13 gaan veral oor die ompad wat God met die volk Israel geloop het op pad Kanaan toe. Dan dink 'n mens die Here is onbetrokke. Here, waar was U toe hierdie goed gebeur het? God was daar. Partykeer het ek dit gewonder, was ek daar? Ek weet nie of ek daar was nie. As jy en ek vanmôre ooit dink dat God onbetrokke is in jou lewe, dan herinner jy jou vanmôre aan 'n kruis. Dis hoe betrokke God is. Hy herinner jou aan 'n graf. Hy herinner jou aan die Heilige Gees. Hy herinner jou dat hy hier is. En na 13 jaar, en sien nie die ironie, ek weet nie of ek iets daarin moet lees nie, na 13 jaar gee God Eksodus 13 vir my. Die wêreld gaan oop. Wat het Israel in hierdie 13 jaar of in hulle tydperk in die woestyn beleef? Hoe God hulle gelei het deur sy teenwoordigheid, 'n wolkkolom, 'n vuurkolom. Hulle het sy wonderwerke beleef, water uit die rots uit, kwartels en manna uit die hemel uit. Hulle het sy beskerming geniet met 'n engel wat voor hulle uitgegaan het. Die Here het vir hulle gesorg. Nou broer en suster, hoe moes ek na my ervaring kyk, na my traumatiese ervaring? Dis my getuienis vanmôre. Vergeet nou van wat met my gebeur het. Los nou vir Martin en dit wat gebeur het agter jou.
Dat ons vanmôre op die punt moet kom en sê die Here, U het 'n plan en U het 'n doel met elkeen van ons se lewe. Dalk besef jy dit nie vanmôre nie. Dalk verstaan jy nie vanmôre dat die Here met jou en my 'n plan het nie. Ek weet nie wat vanmôre jou situasie is nie, broer en suster. Waarmee worstel jy vanmôre? Siekte? 'n Huweliksprobleem? Gesondheid? Ekonomie? Dit gaan sleg daar buite. Dinge is nie in hierdie wêreld 100% nie, broer en suster. Maar die Here wil hê dat ek en jy, en dit het ek nie verstaan op daai stadium gesê het, my insig in hierdie omstandighede is beperk, maar dit moes 13 jaar vat dat ek insig kan kry oor hoekom. Ons het nie 'n globale prentjie nie. Jy weet nie hoe gaan môre lyk nie. Jy weet nie wat op jou pad kom môre nie. Maar wat wil ons vanmôre? Wat het die Here my geleer? Van my, en hierdie is nou my persoonlike ding. Wat het God vir my geleer? En ek wil hê jy moet vanoggend hoor dat die Here dit vir jou wil leer. Die Here het Israel bewaar van onbekende gevare. Eintlik, daar was 'n kort pad Kanaan toe. Hulle kon dalk in die Filistyne vasgeloop het, maar hy vat hulle eers die lang pad om. Broer en suster, hierdie goed het my geruk toe ek dit lees, hierdie blaadjie. Die Here het vir Israel gesorg dat die regte tyd moet gebeur. Jy en ek weet nie wat God se tyd is nie. Sy tyd is nie jou tyd nie, my tyd is nie God se tyd nie. En ek het net besef, Martin, jy was nie gereed vir die bediening. Broer en suster, ek sou nie op 25-jarige ouderdom die bediening kon ingegaan het nie. Ek sou dit nie gemaak het nie. Die gemeente sou my in elk geval nie vertrou het nie. Want ek weet nie of ek geestelik, emosioneel ryp daarvoor was nie. Ek was nie. Moet dit erken vanmôre. Dat ek toe nou eers op 31-jarige ouderdom die bediening moes aangaan. My klasmaats, my kollegas almal het op 26 jaar het hulle klaar gemaak. Maar die Here het gewag vir die regte tyd. Daar was sekere dinge wat ek moes leer. Kom ons noem dit vanmôre 'n volwasse wording proses, 'n geestelike volwasse wording proses. Die Here wou dalk my geloof getoets het. Ek dink hy het. Want die kronkelpad en die ompad is baie keer die pad wat jy leer op. Die reguit pad is nooit die pad na die hemel toe nie. Die woestynpad, die kruispad, die hartseerpad, die traumapad, in God se hand word iets wat God kan gebruik. In my lewe het hy dit gebruik. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy moet uit hierdie kerkgebou uitstap vanmôre met die wete dat wat ook jou trauma en jou woestynpad is wat jy moet loop, dat God iets daarmee kan doen. Dis nie sommer net for granted nie. Die Here het my afhanklik gemaak. Deuteronomium 1 vers 31 sê, julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God julle die hele pad gedra het soos 'n man sy seun dra. God was die een wat hulle met kwartels en manna gevoed het, water uit die rots. Broers, in my geval was dit dat ek as ware geleer is. In hierdie 13 jaar wat ek nie verstaan het nie, om my eie selfstandigheid en my eie vooropgestelde idees weg te skuif. En sê, Here, my krag gaan nie werk nie. Ek moes leer om van God afhanklik te word. En ek leer dit nog steeds. En dalk word ons geleer om van God afhanklik te word wanneer jy rock bottom is. Wanneer daar niks is. Dis dan wanneer ons leer. Die Here wou my geduld geleer het. Ek was haastig, ek is 'n koetser. Altyd haastig. Altyd idees, altyd plannetjies. Maar langs die pad leer die Here vir my iets van genesing. Hy leer my van vergifnis. Hy leer my van hoop. Hy leer my van kennis van God. Hy leer my dalk wat dit beteken om te glo. Dalk het hy my tot my sinne gebring. Dalk het die Here daai omstandighede gebruik om te sê, jy, Martin Koetser, jy sal eers 'n ander pad loop. Ek gaan eers woestyn toe met jou. Voordat jy bediening toe gaan.
Daarom broer en suster, wil die Here in alles vir jou die beste kom gee. Is amper klaar. Wat wil die Here vanmôre vir my en vir jou kom gee? Die ewige lewe. 'n Ewige toekoms saam met hom. So baie mense is vasgevang in 'n voorspoedsteologie. Here, ek dien U, dan sal dit met my goed gaan. Ek het so gedink. Ek het hard geval. Maar die Here dit vir ons moes kom leer. God het nie die gebrokenheid uit die wêreld kom haal nie. Ek het dit vir u gesê, maar gebrokenheid mag ons net nooit kom pootjie nie. Moenie toelaat dat jou moeilikheid waarmee jy nou sit, jou voete onder jou te laat uitglij nie. Maar as dit gebeur, as jy dalk vanmôre plat op die grond val met jou moeilikheid, dan moet jy weet, God gaan jou daar optel. Hy gaan jou in die woestyn, in die stof, gaan hy jou iets leer. En dit moet ons onthou. Altyd onthou. Vandag, broer en suster, wil ek getuig van 'n ontmoetingspad met die Here. 'n Suiweringspad met die Here. 'n Ontdekkingspad met God. Ek wil vanoggend vir jou sê, moet nooit jou trauma en jou teleurstellings en jou hartseer mors nie. Ek weet nie waar ek dit gekry het nie, dit was 'n gedagte by my. Moenie slegte dinge sien as 'n verleentheid nie. Sien slegte dinge as 'n geleentheid om vanoggend jou lewe om te draai. Sien die dinge wat gebeur en moenie sê hierdie goed is onnodig en sinneloos op my pad nie, maar laat die Here vir my en vir jou vanmôre kom leer in en deur my omstandighede. In die eerste plek, wat kan ek oor God leer in my omstandighede? Tweede plek, wat kan ek oor myself leer in my omstandighede? En die derde ding is, waartoe roep die Here my in my omstandighede? Dan is ons op die regte pad. Moenie jou hartseer en jou trauma mors nie. Moenie jou pyn en jou slegte dinge in jou lewe mors nie. Voorsorg is beter as nasorg. Die beste manier om hierdie goed te hanteer, broers, is hou jou oog op die regte plek. Dink die grootste fout wat ons maak is net om hier te konsentreer op die hier en die nou. Wat lê in die toekoms? Ons kan toelaat dat die hier en die nou ons toekoms kom steel. Hierdie aardse lewe is so kort tydjie. Terwyl die ewige lewe is. Vir altyd. Moenie dit verbeur nie. Mag die Here in jou slegte omstandighede vir jou help om dit nie te verbeur nie. Hierdie lewe is voorbereidingstyd vir die toekoms. Dis 'n tyd waar ek en jy onsself voor God moet regkry. En ek vra vanmôre vir jou en vir my. Wat is jou verhouding met die Here Jesus? As jy vandag moet sterf, waartoe gaan jy? Kom ons maak erns met die kerk. Kom ons maak erns met ons verhouding met die Here. Maak erns met die woord. Hebreërs 12 vers 1 sê, terwyl ons 'n skare geloofsgetuienis voor ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons hierdie wedloop wat voor lê met volharding loop, die oog gefestig op Jesus Christus. Daarom broers, nou sluit ek letterlik af. Moenie wag soos Martin gewag het dat daar eers traumatiese goed op sy pad moet kom voordat sy oë oopgaan nie. Mag die Here my gebruik vanmôre om jou oë nou oop te maak. Nie wag vir môre nie. Kan dalk te laat wees. Amen. Ek gee vir jou geleentheid vir stil gebed. Mag die Here jou seën. Dankie Here vir hierdie besonderse geleentheid. Dankie dat ons moes hoor hoe Martin ons aanraak, Vader.
Vir 40 jaar het U hom gedra. Elke dag wat hy kind van U was. So getrou het U vir hom gesorg, Here. En hy moes besef om te vergewe. Ja, Here, die struikelblokke wat hy gehad het, het ons ook. Ons wens is dat U daardie struikelblokke sal wegneem, Vader, en dat ons sal vergewe vir dit wat in ons pad staan. Dankie dat U so getrou vir ons sorg elke dag. Mag U vir hom sorg daar waar sy wens is ook, om U woord uit te dra en mense se lewens te verander, soos wat hy vandag doen. Ons bid so maklik, Here, laat U wil geskied oor ons lewens, maar ons bid ook dat U oor sy lewe U wil sal laat geskied. Wat 'n voorreg dat hy 'n pa en 'n oupa kan wees. En mag ons iets daarvan leer. Lei ons as ons hier uit mekaar uitgaan, Here. Maar ons weet dat U die pad vir ons sal gelyk maak. Daar waar ons woeker en daar waar ons werk elke dag, dra ons omstandighede in U op. Dankie dat ons dit kan doen. Dankie dat ons weet, Here, dat U vir ons die ewige lewe gee. Laat U wil geskied. Baie dankie, Japie. U het nou geleentheid om die Here te dien met U offergawes.
Here en Hemelvader, dankie weer eens vir u genade en u liefde. Dankie vir u voorsienigheid op alle terreine van ons lewe. En ons vra ook, Here, dat u ook dit wat nou gegee is, Here, gebruik dit sodat u koninkryk kan kom, u naam verheerlik kan word. In die naam van Jesus bid ons dit met dankbaarheid. Amen. Ek het maar net gewonder, is 'n pragtige lied om hier af te sluit vanmôre, is maar die oorwinningslied. Kom ons sing dit met vreugde, met blydskap en weet die Here is met elkeen van ons onderweg en die oorwinning is behaal en ons kan met ons koppe hoog binne in hierdie samelewing dan lewe. En daarna bly u staan vir die uitspreek van die seën en dan sluit ons af met vonk 38. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die heinde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord is ewig waar. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is die rots wat ewig staan, want sy woord is ewig waar. Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Hy is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die vyand af te weer. Hy is onder jou om jou te dra as jy mag val. Rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou deur sy Heilige Gees om jou te lei na sy wil. So seën die drie-enige God elkeen van ons elke dag tot in alle ewigheid. Here ons God, as ons huis toe gaan, sien waar ons hier voor U staan. Het U goedheid weer aan ons betoon. Ons saam